U luister na my stem in die môre, Here. In die môre terwyl ek vir U verskyn en op U wag. Ek mag deur die groot liefde in U huis ingaan en in U heilige tempel buig. En U laat almal wat by U skuil bly wees, laat my ook altyd oor U jubel. Amen. Julle gemeente, genade en vrede vir julle van God die Vader en van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Vir ons die Spaanse geloofsbelijdenis. U weet mos nou ook al van die verskillende hoofdele waarin hy ingedeel is. Die eerste gedeelte, ons glo in God die Almagtige, skepper van die hemel en die aarde, skepper van alle nasies en kerke, skepper van alle tale en rasse. Ons glo in Jesus Christus, sy Seun, ons Heer, wat vlees geword het as 'n mens vir die mensdom, wat vlees geword het in tyd vir alle tye. God wat vlees geword het in een kultuur vir alle kulture. God wat vlees geword het in liefde en genade vir heel die skepping. Ons glo in die Heilige Gees, deur wie God in Jesus Christus sy teenwoordigheid bekend maak in ons mense en in ons kulture. Deur wie God, die skepper van alles wat bestaan, aan ons die krag gee om nuwe skepsels te word. Wie se oneindige gawes ons een liggaam maak, die liggaam van Christus. Ons glo in die kerk. Die kerk is universeel omdat dit die teken van God se heerskappy is. Wie se getrouheid in al sy skakerings getoon word en waar al die kleure saam een landskap teken en alle tonge dieselfde lof besing. Ons glo in die heerskappy van God, die dag wanneer al die kleure van die skepping 'n harmonieuse reënboog sal vorm, wanneer alle mense sal deelneem aan 'n vreugdevolle feesmaal, wanneer alle tonge van die heelal dieselfde lied sal sing. En omdat ons glo, verbind ons ons. Ons verbind ons om te glo vir hulle wat nie glo nie, om lief te hê vir hulle wat nie lief het nie, om te droom vir hulle wat nie droom nie, tot die dag wanneer hoop 'n werklikheid word. Ons gaan vanmôre lees uit 1 Johannes, hoofstuk 5, een van die briewe van Johannes aan die einde van die Nuwe Testament, 1 Johannes hoofstuk 5, en ons gaan vanaf vers 9 tot vers 13 lees. Ons begin lees by vers 9. Ons aanvaar mense se getuienis, hoeveel te meer die getuienis van God, want dit is God wat getuig, en die getuienis handel oor sy Seun. Wie in die Seun van God glo, besit die getuienis in sy hart. Wie God nie glo nie, maak hom tot leienaar, omdat hy nie die getuienis glo wat God oor sy Seun gelewer het nie. En die getuienis behels dit: God het ons die ewige lewe gegee, en die lewe is deur sy Seun. Wie die Seun het, het die lewe. Wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe nie. Hierdie brief skryf ek vir julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Julle wat in die Seun van God glo. Ons lees net tot sover. Die reeks wat ons hierdie derde kwartaal doen, gaan oor geestelike behoeftes. Jy weet mos dat ons groot tema vir die jaar is, dat ons is hierdie jare saam op 'n reis, en ons doen verskillende stasies aan, en ons groot reis hierdie kwartaal is om te kyk na geestelike behoeftes. Nou is dit ook so dat, as ons nou kyk na wat ons geestelike behoeftes is, dan word ons geestelike behoeftes ook almal deur God se beloftes aangespreek. Vir elke behoefte wat daar by ons kan wees, gee God in die woord 'n belofte. En daarom gaan ons dan nou kyk na God se beloftes hierdie kwartaal. Ons het so 2 Sondae terug, het ek so in die algemene preek gehou oor God se beloftes en hoe ons dit moet verstaan. En dan begin ons vandag nou, soos die reeks voor, weer te kyk na die belofte van die ewige lewe. Nou, ek sou graag wil hê dat vandag moet gebeur wat Paulus ook in elke gemeente gedoen het. Jy moet 'n bietjie gaan kyk in Handelinge.
As 'n mens die sendingreise lees, dan staan daar dat wanneer Paulus die gemeente besoek het, was een van die eerste dinge wat hy altyd gedoen het, was om hulle te gaan bemoedig. Dan staan daar Paulus het die gemeente bemoedig, of hy die gelowiges bemoedig. En wonderlik sal dit ook wees, as die Here ons vandag met hierdie gedeelte uit sy woord, met die belofte van die ewige lewe, kom bemoedig. Die moed wat ons nodig het vir die lewe. Maar voordat ek verder gaan, wil ek jy moet net eers saam na die volgende video kyk. Good luck to both of you. Miss Universe 2015 is Colombia. Okay, folks, I have to apologize. The first runner-up is Colombia. Miss Universe 2015 is Philippines. Miss Philippines, take your first walk as Miss Universe. Listen, folks, let me just take control of this. This is exactly what's on the card. I will take responsibility for this. It was my mistake. It was on the card. Horrible mistake, but the right thing, I can show it to you right here. The first runner-up is Colombia. It is my mistake. Still a great night. Please don't hold it against the ladies. Please don't. We feel so badly, but it's still a great night. Thank you all.
werklik gebeur. Die van wat ek wel kan onthou, met 2015 se Miss Universe, dat hulle eers die tweede ene gekroon het, en toe nou dit moes regmaak om die regte ene te kroon. Nou het ek so probeer dink ook, hoe baie van die modelle se droom is dit om eendag 'n Miss World of 'n Miss Universe te wees, en dan die kroon te moet kry vir so klein drukkie, dan word hy weer van jou al weggevat, en vir iemand anders gegee, omdat die aankondiger 'n fout gemaak het, die verkeerde naam uitgelees het. Dit moet seker nogal nie baie lekker wees nie. Maar die grootste droom wat ons almal mos het, is om eendag by die Here te wees. Om die ewige lewe te ontvang en om vir altyd eendag by die Here te wees. En wanneer die boek van die lewe oopgemaak word, gaan God nie sulke foute maak nie. Hy gaan nie verkeerde name lees nie. As jou naam in die boek van die lewe geskrywe is, dan gaan jy die kroon ontvang. Dit gaan nie weer van jou weggevat word nie. Dit gaan nie vir 'n verkeerde persoon gegee word nie. Daarvan kan ons seker wees. Die belofte van die ewige lewe vir wedergebore mense, vir mense wat in Jesus glo, dat ons daarvan seker kan wees. Nou, ek wil vandag nou begin deur te sê, ek het al agtergekom, mense kan amper praat van 4 kategorieë. Die eerste is, daar's mense wat verlore is, en wat weet hulle is verlore. En dit is ook baie keer mense, vir wie dit ook glad nie pla nie, dat hulle verlore is en weet hulle is verlore nie. Dan is daar mense wat verlore is, maar hulle dink hulle is gered. Hulle het nog nie by Jesus uitgekom nie. Hulle het nog nie 'n wedergeboorte en 'n bekering gehad nie, hulle het nog nie tot geloof gekom nie, maar hulle dink hulle lewe is goed genoeg, hulle sal die ewigheid kan verdien met hulle goeie werke, hulle dink hulle is gered, maar eintlik is hulle nog verlore. Dan is daar mense wat gered is, maar hulle het nie sekerheid daaroor nie. Mense kry dit ook, dat jy met mense praat en dan sê hulle, ja, ek glo in Jesus, en as jy vir hulle vra, maar gaan jy eendag hemel toe, dan sê hulle, ek hoop so, of ek dink so, of ek dink dat in my lewe is goed genoeg, of ek probeer my bes, of ek probeer baie hard, en dan kom jy eintlik agter, hier is eintlik 'n stuk onsekerheid, hier is eintlik 'n stuk vrees, want hierdie persoon het nie sekerheid oor waar hy die ewigheid gaan deurbring nie. En dan is daar mense wat gered is, en wat die sekerheid het, wat weet waarnatoe hulle op pad is. En dit is waar ons almal moet wees, oor daai 4de ene, dat jy gered is, en dat jy sekerheid het daaroor. En die bemoediging wat die woord vanmôre vir ons wil gee, is om vir ons te help met daardie sekerheid. Om as daar dalk by enige iemand van julle vanmôre nog 'n onsekerheid is hieroor, dat daardie onsekerheid sal weggaan, en dat jy sekerheid sal hê oor waar jy die ewigheid gaan deurbring. Nou, ek wil vanmôre nou redelik met Johannes werk. Ek het nou net 'n paar verse uit die Johannesbrief gelees, maar ek wil ook 'n paar verse uit die Johannes Evangelie met u deel, want as daar nou een van die Bybelskrywers is wat baie oor die ewige lewe geskryf het, was dit Johannes. Van die 42 keer wat die woord ewige lewe in die Nuwe Testament voorkom, het Johannes dit 22 keer gebruik in sy evangelie en in sy briewe. Heel eers gaan ons na so 'n paar verse kyk in die Johannes Evangelie, en dan gaan ek so 'n paar opmerkings daaroor maak, oor hoe dit ons help met sekerheid, en dan gaan ons na die Johannesbrief toe kom, die gedeelte wat ons gelees het. As ons begin by die Johannes Evangelie, dan lees ons in Johannes 20, vers 31, 'n baie besondere ding. Nou, party mense reken dat die Johannes Evangelie aanvanklik daar geëindig het, en dat hoofstuk 21 dalk later bygekom het. Hoe dit ook al is, dis baie naby die einde van die evangelie. En nou kom Johannes en hy skryf daar, hy sê, hierdie dinge, hierdie wondertekens is beskrywe, en dan sê hy hoekom. En nou moet jy onthou, watter wondertekens verwys hy na? Die Johannes Evangelie, van hoofstuk 1 vers 1 af, waar hy begin het met, in die begin was die woord, en die woord was God, en die woord was by God. Van daar af, tot by 20 vers 31 sê Johannes, al hierdie goed wat ek geskryf het met hierdie doel geskryf, sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam die ewige lewe kan hê. Daar sê Johannes, wat was die doel van sy hele evangelie? Geloof in Jesus,
en deur te glo in Jesus, dat ons die ewige lewe sal hê. En as ons na 'n paar ander verse in die Johannes Evangelie kyk, die bekende Johannes 3 vers 16, maar kom ons doen dit saam met vers 17 en vers 18. Johannes 3 vers 16 is ons baie bekend, waar daar staan dat so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En dan sê vers 17, God het sy seun nie na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. En dan kom vers 18 by wat sê, wie in die seun glo, word nie veroordeel nie. Maar wie nie in die seun glo nie, is klaar veroordeel, omdat hy nie in die seun van God glo nie. As ons nou kan terugkom na die drie van Miss Universe, van 'n kroon ontvang, van die ewige lewe ontvang. As jy in die seun van God glo, het jy die ewige lewe, ontvang jy die kroon. As jy nie in die seun van God glo nie, is jy klaar veroordeel, omdat jy nie in die seun glo nie. Vers 16 wat so mooi praat van God se liefde. Vers 17 dat hy kom nie vir die oordeel nie, maar om te red. Na vers 18 die skeiding wat daar sal wees. Johannes 3 vers 36 in daai selfde hoofstuk staan daar ook dat wie in die seun glo, het die ewige lewe. Wie aan die seun ongehoorsaam is, het nie die lewe nie. Weer 'n keer, kan jy sien hoe kan jy seker wees? Daar staan dit. As jy die seun glo, het jy die ewige lewe. Jesus het in Johannes 5 vers 24, het hy dit op 'n baie sterk manier gestel. Jesus was daar by 'n fees besig om met mense te praat, en dan begin Jesus daai versie deur te sê, dit verseker ek julle. En julle weet, as Jesus sê, dit verseker ek, dan is hy baie ernstig oor wat hy nou gaan sê. En dan sê Jesus in daai vers, wie luister na wat ek sê, en glo in hom wat my gestuur het, hy kom nie meer in die oordeel nie. Hy het klaar uit die dood na die lewe toe oorgegaan. Daar's Johannes het vir ons geskryf by Jesus se eie woorde, as jy in hom glo, is jy klaar nie meer in die dood nie. Jy's klaar in die lewe. Die ewige lewe het klaar vir jou begin. Dan wag nie meer 'n oordeel vir jou nie. Jesus het gesê, amen, ek verseker julle dat dit so is. In Johannes 6 vers 40, nadat Jesus die brood vermeerder het, en ook gepraat het oor die brood uit die hemel, sê hy, dit is die wil van my Vader, dat elkeen wat die Seun sien en in hom glo, die ewige lewe sal hê. Weer 'n keer, glo, dan het jy die ewige lewe. En dan 'n baie besondere gedeelte, Johannes 10 vanaf vers 27, ons kan hom so vat tot by vers 30. Dis nadat Jesus gepraat het daaroor dat hy die goeie herder is. Hy's nie 'n huurling wat pad gee as daar gevaar kom nie, hy's 'n goeie herder wat na sy skape kyk. Dan sê Jesus dat die skape luister na sy stem. Hy ken hulle en hulle volg hom. En dan sê Jesus, ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. Dan gaan hy aan en dan sê hy, die wat die Vader vir my gegee het, is die belangrikste van almal. Niemand sal hulle uit die hand van die Vader uitruk nie. En dan sê Jesus in vers 30, en ek en die Vader is een. Weer 'n keer 'n paar verse in die Johannes Evangelie wat baie duidelik sê dat as jy in die Here se kraal is, as jy een van die skape is waarvan hy die herder is, sal niemand jou uit sy hand uitruk nie. 'n Paar opmerkings oor hierdie verse, om net so 'n bietjie bemoedigend rondom die ewige lewe en onsekerheid uit die Johannes Evangelie. Skape luister na en volg die herder. As 'n mens sê dat jy aan die Here behoort, dan moet jy ook na hom luister. Jesus het ook ons in Johannes 14 gesê, wie my opdrag het en dit uitvoer, is hy wat my liefhet. Met ander woorde, as jy ongehoorsaam is aan die Here, en jy luister nie na hom nie, kan jy nie sê jy het hom lief nie. Want wie sy opdrag het en dit uitvoer, het Jesus gesê, is hy wat my liefhet. Skape luister na die Here. Ons luister wanneer hy met ons praat uit die woord. Ons luister wanneer hy met ons praat deur die Heilige Gees. Ons luister wanneer hy met ons praat, soos die diens vanmôre begin het, vroeg in die môre. Maar ook dwars deur die dag en nag, is God besig om met ons te praat. Skape
luister na die Here en hulle volg die Here. 'n tweede ding wat ons sien is, Jesus ken hulle wat aan hom behoort. Daar staan ons in vers 27, my skape luister na my en ek ken hulle. Nou weet jy, hulle sê daardie tyd, veral soos by die dorpies van daai tyd, was daar gemeenskaplike krale. As die herdertjies nou naby 'n dorp skape opgepas het, het hulle in die nag gekom en hulle het al die kuddes in die groot gemeenskaplike kraal ingejaag. Die volgende môre, as 'n herder die skape wil uitvat en hy kom by die ingang van die kraal en hy roep sy skape, dan kom net sy skape uit die kraal uit, want hulle weet dis nou ons herder wat roep. Vreemdes kom nie. Vreemdes volg nie die herder nie, want hulle ken nie sy stem nie, het Jesus ook in Johannes 10 gesê. Maar my skape ken my stem en Jesus ken hulle. Jesus weet wie aan hom behoort. Jesus weet dat jy aan hom behoort. Hy ken jou op jou naam. Hy ken jou persoonlik. En in 2 Timoteus 1 vers 12 sê Paulus dat God weet wat hy aan ons toevertrou vir ons bewaar. God ken jou en hy gaan nie 'n fout maak as jou naam die dag uitgelees moet word nie. 'n derde ding, God skenk die ewige lewe. Jy het dit in al die verse gehoor. Dus begin net van die eerste vers tot by die laaste ene. Jy het toch seker in elke vers het jy dit gehoor. God skenk die ewige lewe. Die ewige lewe is nie iets wat ek kan verdien nie. Al probeer ek hoe hard, en al probeer ek om hoe goeie mens te wees, my beste werke kan my nie red nie. En dis hoekom baie mense nie sekerheid het nie, omdat hulle sekerheid op die verkeerde dinge stel, omdat hulle sekerheid in hulle self stel, in plaas daarvan om dit op die Here te stel, wat die Here vir hulle gedoen het. God skenk dit as 'n gawe vir elkeen wat in Jesus Christus glo. 'n vierde opmerking, verloste sal nie verlore gaan nie. Daar staan mos dat Jesus gesê het, hulle sal, en kyk net hoe Jesus dit gesê, in alle ewigheid. Nou, ewigheid is al reeds lank. Ewigheid is ewigheid, maar alle ewigheid is ewigheid. Dit is alle ewigheid, soos wat dit staan, nie verlore gaan nie. In die Grieks gebruik Jesus 2 keer die woordjie nie. Hulle sal nie. En as Jesus so praat, of as hulle in die Bybelse tyd so gepraat het, dan beteken dit definitief nie. Wie aan die Here behoort, sal definitief nie verlore gaan nie. En daarom dat 'n mens geloofsekerheid kan hê. Daarom dat as die Bybel sê, jy kan geloofsekerheid hê, jy kan weet as jy in Jesus glo, dan kan ons daai sekerheid hê. Ek sal nie verlore gaan nie. 'n vyfde opmerking, ons verlossing kan nie gesteel word nie. Daar staan ons dat Jesus het eers gesê, niemand kan hulle uit my hand uitruk nie. En daarna sê hy, en niemand kan hulle uit die Vader se hand uitruk nie. En dan sê Jesus ook, en ek en die Vader is een. Nou hierdie woord uitruk, wat dink 'n mens mos aan om beroof te word, om gesteel te word. Jy het iets by jou, dalk 'n handsak of 'n ding wat jy dra, 'n selfoon, 'n beursie. En as iemand dit by jou wil steel, moet jy dit uitruk uit jou hand uit, of uit jou sak uit, of onder jou arm uit. Uitruk beteken, dit word by jou gevat, dit word by jou gesteel. Jesus het gesê, niemand kan ons uit sy hand uitruk nie. Niemand kan dit by ons steel nie. Selfs omstandighede. Romeine 8 vanaf vers 31 sê ons, niks in die skepping kan ons van God se liefde skei nie. Nie lyding of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard nie. Dan gaan hy ook verder aan om te sê, engele of teenswoordig of toekomstige magte of ding of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in skepping, niks kan ons van God se liefde skei nie. Mense kan jou nie by God steel nie. Omstandighede nie. Die Here se liefde vir jou is altyd daar. Dit is soos wat ek nou die week gehoor het van, as mens nou praat van omstandighede, ons gebruik ons baie keer die beeld van, wat die Bybel ook gebruik van, as ons nou wat swaar kry, hoe ons geloof gelouter word soos goud of soos silwer, en dan maak dit ons geloof kosbaar. Jakobus sê ons, wees bly oor swaar kry, want swaar kry maak jou geloof uiteindelik sterk. Romeine 5 ook mos, swaar kry maak jou geloof sterk. Toe hoor ek nou die week nog 'n baie mooi ding by Dominee Gerrie Dooyer, wat by dit rivier was. Hy sê in die vroeë jare, toe hulle nou nog die Laagveld kan hulle nou amper sê maak, toe daar nog nie veel in die Laagveld in die gang was nie, het hulle met perde altyd na die Laagveld toe gegaan.
Maar baie perde het in die laafveld gevrek. Hulle perde siekte gekry. Muggies en muskiete en al hierdie goggas in die laafveld wat nie op die hoofveld voorkom nie, het die perde siek gemaak en die perde het gevrek. Maar 'n mens het perde gekry wat dit oorleef het. Wat nie doodgegaan het van die muggies en die muskiete en die goede wat hulle daar gebyt het nie. Hulle het bly leef. En hy sê daai perde was gesogte perde gewees. Almal wou van daai perde hê wat hulle self bewys het wat die laafveld kon oorleef. Hulle het daai perde genoem gesoute perde. 'n Gesoute perd was 'n perd wat die laafveld kon oorleef. En toe pas hy dit toe op ons geloof, toe sê hy swaar kry, maak van jou 'n gesoute kind van die Here, 'n gesoute Christen. Iemand wie se geloof sterker aan die ander kant uitgekom het, kosbaar vir die Here. En dan word ons ook dubbel vasgehou. Die Vader en die Seun hou ons vas. Nou ek het eintlik al 'n bietjie daarna begin verwys, maar die bekende prediker Spurgeon het op 'n keer gesê, maar hoekom twyfel baie mense dan so? Toe sê dit is omdat Satan kom, en hy wil partykeer net daai klein skuifie maak, waar ons fokus op die Here moet hê, op wie hy is en op wat hy vir ons gedoen het. Kom Satan en hy sê nee, kyk na jou eie lewe, kyk na jouself. Jy het nou 'n verskriklike sonde gedoen, dan kan ons nie vergifnis daarvoor wees nie. Dink jy reg jy het genoeg kere jou sonde bely? Jy het nou al 'n klomp keer, maar is dit nou al genoeg? Nee, jy het nog nie. Verwyd jouself en met allerlei sulke dinge kom Satan. En hy sit die fokus op onsself en dit maak dat baie mense nie sekerheid het van hulle saligheid. Johannes sê, kyk wat het God vir ons gedoen. Kyk wat het Jesus gedoen. Kyk wat 'n vaste en sekere uitsprake daar in die Johannes Evangelie is. Elkeen van ons wat in Jesus glo, moet geloofsekerheid hê. Moet vas en seker weet, jy is gered. En dit bring ons dan by die brief wat ons gelees het. Nou eintlik vanaf vers 11 staan daar ons en die getuienis behels dit. God gee ons die ewige lewe. En die lewe is deur sy Seun. En die Seun het die lewe. En dan sê Johannes ons in vers 13, hierdie brief skrywe ek vir julle, hoekom? Sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Julle wat in die Seun van God glo. So na daai paar verse kyk, getuienis. Die getuienis behels dit. Wie is dit wat getuig? Wie is dit wat sê jy kan seker wees? God is die getuie. Daai Griekse woord wat hulle daar gebruik is die woord wat daai tyd in hofsaake gebruik is. As iemand in 'n getuiebank ingeroep is en hy moet as 'n getuie getuig oor wat hy gevra word om oor te getuig. Nou, as ons by ons ewige lewe kom, by ons saligheid, sê Johannes, gaan staan God in die getuiebank. En as daar vir God gevra word, gaan hierdie mense wat in Jesus glo die ewige lewe hê, is God se getuienis. Wie in Jesus glo, het die ewige lewe. God is self die getuie daarvan. En daarom wat Johannes sê, ons glo mekaar, ons glo mense, vers 9. Hoeveel te meer moet ons nie vir God glo, want is God wat getuig. As ons net nou hier in die saal kuier, en ons vertel van mekaar dinge, glo ons mekaar. Soveel te meer vir God, en wie daar geen leuen is nie. God wat die absolute waarheid is. Hy staan in die getuiebank en sê, as jy in Jesus glo, het jy die ewige lewe. Die ewige lewe begin nou alreeds. Begin by jou bekering. Begin wanneer jy vir Jesus in die geloof aanneem. Eendag sal dit volmaak wees. Maar dit begin nou alreeds. Jy het nou klaar deel aan die ewige lewe. 'n derde opmerking oor hierdie gedeelte. God wil hê, ons moet sekerheid hê. Het jy gesien hoe duidelik Johannes dit in vers 13 sê? Ek skryf dit, hoekom? Sodat julle kan weet. Nie sodat julle kan hoop of kan wonder of miskien of dalk of hoop so nie. Nee, dat julle kan weet. Dat julle verseker kan weet dat daar nie twyfel by julle sal wees dat julle die ewige lewe het nie. 'n Vyfde opmerking, geloof in Jesus is die enigste weg tot die ewige lewe. En die laaste opmerking, sekerheid kom op grond van God se woord.
Dit word geskrywe, sê Johannes. Hier staan dit geskrywe. Nou, 'n groot vraag wat baie keer gevra word, en ek weet mense verskil baie daaroor, is nou die vraag, want ons het nou gepraat oor geloofsekerheid, is die vraag of 'n mens jou verlossing kan verloor. As jy nou deur God gered is, of jy dit kan verloor. Nou, iemand met die naam Ray Pritchard het dit nogal baie mooi saamgevat. Hy sê, jy moet vir jouself 2 vrae vra. Die eerste vraag is, jy moet vir jouself vra, wie het my gered? Die eerste vraag is, as God jou gered het, dan hang jou verlossing van God af. En dan kan jy dit nie verloor nie. Want God maak sy beloftes waar. As God 'n belofte gemaak het, dan voer hy dit uit. As God 'n ding gesê het, dan doen hy dit. As God jou gered het, dan kan jy dit nie verloor nie. Maar as jy jouself gered het, en dit hang van jouself af, dan kan jy dit verloor. Nou, Ray Pritchard sê ons moet vir onsself hierdie vraag vra. Nou, as ons nou vir onsself moet vra, wie het my gered? Het God my gered, of het ek myself gered? Dan weet ons mos, is die antwoord, God het my gered. En omdat God my gered het, en God nie sy beloftes terugtrek nie, en God nie sy woord breek nie, daarom weet ek, dat as God my gered het, gaan hy my hand styf vashou. 'n man met die naam George Sweeting het dit so verduidelik ook. Hy het 'n boek geskrywe, How to Begin the Christian Life. Toe het hy gesê, veronderstel iemand sit in die tronk. Hy het nou nie gesê vir wat nie, maar sê nou maar iemand sit in die tronk. En hy moet eintlik nog 'n ruk sit. Daar's nog 'n lang tyd oor van sy vonnis wat hy moet uitdien. Maar hulle kom en hulle sê vir hom, hoor jy's kwyt geskeld, jy gaan vrygelaat word. En hier is die brief. Hy's geteken, dis die bewys. Dan kan jy dalk vir daai ou vra, glo jy gaan vrygelaat word? En dan kan hy vir jou sê, ja, en as jy vir hom sê, maar hoe weet jy dit? Dan kan hy vir jou sê, want hier staan dit getik, in die handtekening, ek het dit op skrif. En as jy vir hom gaan vra, voel jy vrygelaat, gaan hy dalk vir jou sê, dit voel nog nie regtig so nie, ek kan dit eintlik nog nie glo nie, dis eintlik nog onwerklik, dis eintlik nog baie skielik, dit voel nie eintlik so nie, en as jy dan vir hom sou vra, maar as jy nie so voel nie, hoe kan jy dit weet? Dan gaan hy weer 'n keer net vir jou sê, maar hier staan dit geskryf. En dit is hoe onsekerheid oor ons saligheid kan hê. Dit staan in die Bybel geskryf. Hierdie paar verse wat ons vanmôre na gekyk het, en dis nie die enigstes nie. Daar is so baie ander. Ek het nou een keer het 'n katekisant vir my gevra, want een van die vrae wat 'n mens moet antwoord as jy belydenis van geloof af lê is, gaan jy tot die einde van jou lewe bly glo? Toe sê hy vir my, maar hoe kan hy dit antwoord? Hoe weet hy of hy tot die einde van sy lewe kan glo? Ook daarvoor gee die Here 'n belofte. In Filippense 1:6, hy sal die goeie werk wat hy in jou begin het, voltooi. Hy sal dit klaar maak, tot op die dag wanneer Christus weer kom. Hoe weet ek dat ek die ewige lewe gaan hê? Dit staan geskrywe. God is self die getuie daarvan. En God se getuienis is waar. Eendag as dit tyd is dat die boeke oopgemaak word, en jy kry die kroon, gaan dit nie meer van jou weggevat word nie. Daar gaan nie 'n fout wees, en dat die Here sê, ek het nou die verkeerde naam gelees, soos wat by daai Missie-Univers gebeur het nie. Staan duidelik geskrywe in die woord. En Jesus glo, het die ewige lewe. Nou, Heidelbergse Katekisme sê, dis ons grootste behoefte, om te weet dat ek salig is, dat ek gered gaan word. God spreek dit vir ons aan, deur ons hierdie versekerheid te gee. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons loop met so baie behoeftes in ons, en so baie vrae, en baie keer met onsekerhede, en Here, so onnodig. Want U gee vir ons in die woord sekerheid. As Jesus in Johannes 5:24 sê, dit verseker ek jou, dan Jesus sê daarso, Amen. Dan lê Jesus eintlik daar die eed af, oor wat hy nou gaan sê. Dan kom die heerlike boodskap. Wie glo, word nie meer veroordeel nie. Ontvang die ewige lewe. Here, as jy vanmôre iemand is wat nog nie daai sekerheid het nie, wat dalk nog rondloop met 'n vrees of vrees vir die dood,
omdat hulle nie seker is wat gaan gebeur as hulle die dag gehaal kom word nie, dat U vir hulle sal help, Here, as dit is, dat hulle nie gereed is nie, dat hulle sal gereed maak. As daar mense is wat verlore is, vanmôre hier in ons gebou, Here, bid ons dat U met elke ene sal praat, en dat U elke hart sal aanraak. En as daar iemand is wat verlore is, Here, dat U vir hom of vir haar of vir hulle tot geloof in Jesus sal bring, tot redding sal bring. Maar mense, Here, wat gered is, maar met vrese loop, dat U ook die vrese sal wegneem, en die sekerheid sal gee. Die sekerheid op grond van U woord, op grond van U belofte. Vader, baie dankie, dat ons vanmôre vir ons gemeente kan bid. Dankie dat ons kan bid, Here, vir al die werksaamhede in die week. Ons bid dat U alles sal seën. Ons doen alles wat ons doen, Here, omdat ons vir U baie lief het. Ons liefde vir U, Here, het U in ons harte geplant. Ons dankie daarvoor. Met hierdie liefde wil ons U beantwoord, Here, U naam groot te maak in alles wat ons doen. Ons bid dat hierdie week ook in ons gemeente so sal wees. Die vergaderings, Here, en alles wat gebeur. Vader, dankie dat ons kan bid vir hulle op ons voorbiddingslysie. Ons bid, Here, dat U vir elkeen van hulle ook sal voorsien, vir hulle wat siek is, bid ons vir genesing. Dankie vir hulle wat besig is om wonderlik te herstel. Ons bid vir hulle wat geliefdes in die dood afgestaan het, Here, dat U vir hulle ook sal troos, dat hulle U krag sal ervaar. Vader, vanmôre is ons ook saam met 'n familie, wat ook vanmôre hier in ons kerk sit, dankbaar dat hulle kinders en kleinkinders gespaar is, Here, toe hulle die week in 'n plaasaanval was, dat U daar was en dat U vir hulle bewaar het. Ja, Here, gister het hulle kleinkind ook so wonderlik teenoor my getuig. Dit was net die Here. Dit was net die Here wat ons gered het. Ons gee vir U daarvoor ook, Here, die dank en die eer. Dankie, Vader, dat ons vir Woensdag kan bid vir die stemdag, dat U rustigheid sal gee. Dankie, Vader, dat ons vir ons dorp kan bid. Ons bid altyd, Here, vir ons munisipaliteit, dat hulle ons dorp reg sal bestuur. Ons bid ook, Here, vir al die besighede, dat U vir hulle sal seën, dat met ons dorp se ekonomie goed sal gaan. Ons bid, Here, vir al die skole, onderwysers, die leerders, die vir hulle sal seën. Ons bid vir die beskermingsmagte, Here, vir die polisie, waar ons vanmôre ook die bond van oud polisielede hier het, Here, dankie ook vir die diens wat hulle ook gelewer het, om mense se veiligheid te verseker. Dankie dat ons ook vir hulle kan bid en hulle aan U kan opdra. Hemelse Vader, ons wil dan ook hiervandaan gaan en die sekerheid wat U in ons harte kom gee het, wil ons met vreugde en met dankbaarheid gaan uitleef. Dankie, Here, dat U ons, U kinders uitstuur, so met 'n sekerheid in ons harte, met 'n vaste wete. Dankie vir die woord wat U so duidelik na ons toe gebring het. Ons bid al hierdie dinge in Jesus se naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u almal wees.